Okay, maar watter een is watter een? Daar's 'n bepaalde een en daar's 'n onbepaalde een. Bepaalde is mos die. Bepaald is die, onbepaald is 'n. Kom ons praat net gou oor daai woord, bepaald. Wat beteken dit? Bepaald bewys na iets. Bepaald. Onbepaald beteken dit kan enige iets wees. Dankie Liam, dis baie slim. As ek vir jou sê, dit is 'n bepaalde man wat die misdaad gepleeg het. Hulle Dit weet beteken dis 'n spesifieke persoon. As ek sê, dis man, ons gaan 'n bietjie Australië toe, maar ons gaan vir 'n onbepaalde tyd weg wees. dan weet julle nie. Ons weet nie hoe lank nie. Dan kan dit 4 dae wees of 40. Net so. Okay, so dis nou lidwoord, né? Naamwoord, werkwoord. Kom, Martinus, wat is die volgende naam hoofwoordsoort? Ek sal jou 'n leidraad gee. Sy maatjie, hy werk altyd saam met die naamwoord. Dankie, byvoeglike naamwoord. Byvoeglike, ek gaan net NW vir naamwoord skryf. En dan die volgende hoofwoordsoort, werk saam met die werkwoord. Wat is dit? Bywoord. Dankie Henko, bywoord. Ja, baie mooi. Die bywoord. As ek sê hy werk saam met die werkwoord, wat beteken dit? Wat bedoel ek? Hy voeg iets by. Hy voeg, kan jy vir my 'n voorbeeld gee van hoe dit sou lyk, Lian? Die bloedrooi kaag. Nou, wag 'n bietjie, dink gou-gou. Rooi kaag. Nee, dink gou-gou. Praat ons nou van die praat ons nou van die naamwoord of praat ons nou van die werkwoord? Oh, die werkwoord. Die So, as jy sê, praat ons van die bywoord of die byvoeglike naamwoord? Geef vir my 'n voorbeeld van hoe 'n bywoord saam met 'n werkwoord werk. Die kind hardloop vinnig. In 'n werk, dis 'n werkwoord. En wat is die bywoord? Dis vinnig. Vinnig. Hardloop en vinnig. Die kind hardloop vinnig, hardloop en vinnig. Het daardie sin, Emma, 'n byvoeglike naamwoord in? Die kind hardloop vinnig. Het daardie sin 'n byvoeglike naamwoord in? Wat is dit? Emma sê daardie sin het 'n byvoeglike naamwoord in? Die kind hardloop vinnig. Waar is die byvoeglike naamwoord in daai sin? Ja? Nee. Vinnig is 'n bywoord. Dit sê hardloop is die werkwoord. Vinnig sê hoe hy hardloop. Is daar 'n byvoeglike naamwoord? Nee, Kind is 'n naamwoord. 'n naamwoord. Nee, daar is nie. Daar's nie 'n byvoeglike naamwoord in daai sin nie. Emma, sit vir hom een in asseblief. Sit 'n byvoeglike naamwoord by daai sin in asseblief. Oh, ek het dit. Die vet kind hardloop vinnig. Die vet kind hardloop vinnig. Die Dis- Kan jy sê om te weet dat die eerste woord wat sy aan dink is insulting, maar ek was reg. Wat is insulting van vet, hè? Ek is vet en dis nie insulting nie, kan okay? nie Daai seker. is feit nie. Alright. Daar's niks insulting aan vet nie. Nee. Vet is vet. Vet is lekker. Okay. Wat ek nou gou-gou Hoekom het Hoekom het ons begin praat oor werkwoordsoorte? Not a clue. Want ek het gesê daar moet 'n sin gemaak word met die woord droefheid. Kan ek nou uiteindelik sê wat dit beteken of wat dit kan ek dit in 'n sin gebruik? Jy kan probeer, ja? Demeter was. Dit klink reg, dit klink nie reg. Mooi. Ek is so bly jy sê dit klink nie Nee. reg nie. Hoor wat, maar nou ons gaan nou kom by hoekom dit nie reg klink nie. Hy sê Demeter was en nou kom hy agter ek kan nie Demeter was droefheid. En nou ek is so bly. Nou kom hy agter. Dit gaan nie werk nie. Gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Wat moet jy doen?
Kan iemand vir my 'n sin maak met droefheid? En dan gaan ons bietjie praat oor hoekom kan ek nie droefheid so gebruik met Demeter was droefheid nie. Dit werk nie, want hierdie is 'n naamwoord. Wat 'n soort naamwoord is dit? Dit is dit nie 'n byvoeglike naam? Nee, byvoeglike naamwoord is 'n woordsoort. Dis 'n abstrakte naamwoord. Dis 'n abstrakte, selfstandige naamwoord. Hoekom is hy abstrak? Wat beteken abstrak? Gee my nog voorbeelde van abstrak. Gee my nog, elke ou gaan gou vir my 'n voorbeeld gee van 'n abstrakte, selfstandige naamwoord. Dit is wanneer iets ek wil sê erger is. Dis abstrak. Nee, abstrak en erger het niks in. Kom, gee my 'n voorbeeld van 'n abstrakte, selfstandige naamwoord. Yes. Hartseer. Hartseer. Kwaad. Nee, kwaad nie. Nee. Jy kan kwaad gebruik as jou baas is. Hoe kan jy hom kwaad is nou wel jy kan hom in 'n sin gebruik as 'n naamwoord. Woede. Kan jy sê fyngevoelig? Jy kan nie sê fyngevoelig nie, want fyngevoelig is nie 'n selfstandige naamwoord nie. Kan ek sê moegheid? Moegheid, ja. Abstrakte selfstandige naamwoord. Ons het nou gehad, wat het jy? Hartseer, woede, moegheid. Jy kan uitgeput. Nee, uitgeput gaan nie werk nie, want dis nie 'n selfstandige naamwoord nie. Ek het nog een. Fyngevoelig kan jy verander om 'n selfstandige naamwoord te maak. Woedend. Hoe gaan jy dit verander? Nee. Kyk daar, wat het ek gedoen? Jy sit 'n agtervoegsel by. Geluk. Nie gelukkig nie, want gelukkig is nie 'n naamwoord nie. Gelukkig is 'n bywoord. Maar jy kan hom verander om 'n naamwoord te maak. Dink daaroor. Gelukkigheid. Of jy kan sê geluk. Ek gaan weer gelukkigheid. Droefheid. Fyngevoeligheid. Jy sit die agtervoegsel HEID. Die agtervoegsel. Moegheid. Emma, wat maak jy op jou foon? En dan sit jy hom maar liewers neer, hoor. Kyk maar sê. Moegheid, bangheid. As jy HEID aan 'n woord sit, dan maak jy daai woord 'n abstrakte, selfstandige naamwoord. Gee my 'n voorbeeld van 'n abstrakte, selfstandige naamwoord wat nie die agtervoegsel heid by het nie, Martinus. Hongerte. Sê weer? Hongerte. Hongerte. Daar is eintlik so 'n woord soos hongerte nie. Honger, net honger. Honger is 'n abstrakte, selfstandige naamwoord. Droogte. Ja, ek dink droogte is 'n abstrakte, selfstandige naamwoord. Nog 'n paar voorbeelde, kom, Douglas. Selfstandige abstrakt. 'n Abstrakte, selfstandige naamwoord. Woedig. Wat se goed? Woedig. Woedig. Daar's nie so 'n woord soos woedig nie. Daar's 'n woord soos woede. Daar's 'n woord soos woede, maar daar's nie 'n woord soos woedig nie. Woede, ek sal woede aanvaar. Kom, ek soek een, Emma. Ons het geluk gehad, iemand ons nog nie gehad het nie. Suid-Afrikaanse. Nee, dit is 'n bywoord, 'n byvoeglike naamwoord. Suid-Afrikaanse is hartseer, ja. Sê weer? Nee, blameer is 'n werkwoord. Ek blameer is 'n werkwoord. Love is in the air. Liefde, Asseblief vir wie sing. liefde, vrees, vrede, blydskap, haat. Maar okay, nou, kom ons praat gou daaroor. Nou sê ek haat is 'n ag man.
ek en hierdie ding, nê, ons verstaan mekaar nie so lekker nie. Weet dat nie. Ek dink tannie Ek moet nog hierdie ding Oei. uitleer. Ek wil nou nie daai hele ding select nie. Dit maak my so kwaad, nê. Hierdie ding maak my kwaad. Wat is die woord wat ek nou die woord was? Of nie. Nee, kom nou. Woedend. Kwaad. Geïrriteerd. Nee. Was dit woede? Ja, dit was woede. Of kwaad. Dit was haat. Dit was haat. Dankie Henko, dit was haat. En Martinus het ook gesê. Martinus het ook. Nee, dit is ook. Haat. Onthou, ons is nou besig om oor abstrakte, selfstandige naamwoorde te praat, né? Nou sê ek die woord haat is 'n abstrakte selfstandige naamwoord. Kyk hierso vir my, daar bo op die bord. Kyk nou gou na hierdie sin. Picasso haat dit om opgetel te word. Die kat of die Die kat, kat of die nie die kunstenaar nie. Die kat. Hierdie juffrou Picasso haat dit om opgetel te word. Sê gou vir my. Is die woord in hierdie sin 'n abstrakte selfstandige naamwoord? Ja. Nee. Hoekom nie? Wat se werk doen daai woord in hierdie sin? Self van dit op te tel. Dit beskryf 'n gevoel. Nee, dit doen nie. Dis 'n werk. Dis 'n werkwoord. Ja. Dis 'n werkwoord. Wag, ja. Picasso haat dit om opgetel te word. Dis 'n werkwoord, ja. Dis 'n werkwoord. Mens kan nie net na 'n woord alleen kyk en besluit wat se woordsoort dit is nie. Meeste van die tyd moet jy kyk hoe word dit in die sin gebruik en dan kan jy besluit wat se werk doen daardie woord in daai sin. Gee gou vir my François asseblief 'n voorbeeld van waar haat wel as 'n abstrakte selfstandige naamwoord gebruik word in 'n sin. Kom ons vat hierdie selfde sin. Picasso haat dit om opgetel te word. Verander hierdie sin so jy gaan hom kom ons kyk of jy dit kan regkry om daai sin te verander sodat haat dit gaan dalk 'n bietjie moeilik wees. Ek sal vir julle sê hoe sou ek dit doen? Ek sou iets gesê het soos Picasso se haat om opgetel te word beteken dat sy weghardloop as sy mense sien naby kom. Kan jy sien wat het ek gedoen? Dis nou nie meer 'n onderwerp Picasso haat nie, dis Picasso se haat om opgetel te word en toe het ek nou 'n sin daarmee gebou. Maak vir my 'n sin met haat wat as 'n abstrakte selfstandige naamwoord gebruik word. François. En die res moet so lank begin dink want julle gaan almal een maak. Het iemand al 'n voorbeeld? Nee. Lia? Die kerk. Wag, nee. Dit sal nie werk nie. Die man haat. Werkwoord. Emma. My haat vir dolfyne is iets wat nie baie mense sal verstaan nie. Baie goeie sin. My haat vir dolfyne is iets wat nie baie mense sal Hulle is- verstaan hulle is nie. straight up Goeie boelie. sin, Emma. Wag, nou beter. Haat jy regtig dolfyne? Hoekom? Kyk, hulle is gemeen, hoor. Dolfyne kan gruwelik wees. My alright, Niks. jou sin Darren, kom.
Ek het 'n woord. Maar nou om my sin te sê. Is kosbaarheid 'n woord? Ja, jy probeer jou sin, ja. Ek weet nou nie hoe om my sin te sê nie. Okay, moenie kosbaarheid gebruik nie. Gebruik Skoonheid. skoonheid. Gebruik skoonheid. Kosbaarheid is nogal 'n moeilike een. Ek het dit is Skoonheid. Oh, ek het Skoonheid. Maar kan ek sê Darren se haat vir huiswerk is iets waarmee ons albei saamstem. Ja, Nee, ek Jy dink ons kan, almal ja. stem saam met daai jy een. kan ja. Ja, jy kan. Maar dit verstaan. Jy kan. Dis hoe ja, skoonheid. Ek dink dat ek goed doen. Oh, Ja, kom. Kyk weer 'n voorbeeld gee. Skoonheid is nie my eerste prioriteit nie. Ah, dis 'n goeie een. hm? Nice een. Want daai is concerning. Gee my een. My mag hou ja. Oh, van swinge. Okay. My haat van harde geluide is iets wat baie algemeen is. Okay. Sê net nie sê my haat vir harde geluide. Okay. My haat vir harde geluide is iets wat algemeen is. Dit is baie Okay. algemeen. Okay, ek het Yes, go for it. My eerste prioriteit is my kinders se veiligheid. En wat is jou abstrakte naamwoord? Veiligheid. Kyk, veilig. Okay, dis nogal 'n interessante sin daai, want prioriteit is ook 'n abstrakte selfstandige naamwoord. So jy het actually daar's twee abstrakte selfstandige naamwoorde. My eerste prioriteit is my kinders se veiligheid. Goeie sin. Goeie sin. Maar Maar kyk nie die plante. My haat van verslange. Haat jy slange? Nee, ek is net bang vir slange. Okay. Kyk hoe so, die slang het niks gedoen. Okay, goed, gaan aan. Maar kom ons, ek gaan nou gou vir jou, jy sê jy haat nie slange nie, jy's bang vir slange. Wat is die abstrakte naamwoord? Vrees. Dankie Lian, vir bang. Dis vrees. Kan jy sin maak met vrees? My vrees van slange Vir slange, my vrees vir slange. is iets wat mense nie verstaan. Okay, ek dink mense verstaan dit want meeste mense het 'n vrees vir slange. Martinus, probeer. Abstrakte selfstandige naamwoord. 'n Sin. Okay, Martinus gaan nie nou probeer nie. Is daar iemand wat gou wil probeer net vir 'n laaste een, iemand wat met 'n abstrakte selfstandige naamwoord 'n sin wil maak? Yes. Baie mense het 'n groot vrees van die donker. Vir die donker. Vir die donker. Groot vrees vir die donker. Mooi. Okay.